Aanbid hom. Aanbid hom. Moenie hom soek nie, aanbid hom. Hy het jou gesoek, jy soek hom nie, hy het jou gesoek. Hy wag vir jou vanmôre, nie jy vir hom nie. All the glory. All the glory. Hallelujah. You are worthy. You are worthy. Kom ons probeer sit. God is hier. Hallelujah. Hallelujah. This is Pentecost. This is the Holy Spirit moving. You in the highest place. Hier is die instaatstellende krag van God wat op mense kom. Hier is nie die wil van 'n mens nie, hier is die belofte. This is the promise by the Holy Spirit, spoken by the prophet Joel. En in die laaste dae sal ek van my gees uitstort op alle vlees. En julle sal profeteer. En julle sal gesigte sien. Expect a miracle. Verwag 'n beweging van die Here. As jy gekom het vir net 'n preek, sorry. Ek is jammer. Hierdie is Pinkstersondag, ek vra nie om verskoning nie. Have your way, Holy Spirit. Saturate your people with your power and presence. Move upon their minds and bodies. Bring revival into the land. Hallelujah. Oh, hallelujah. He gives beauty for ashes. Of joy for mourning. Jy lang genoeg gehuil in die kerk, nou gaan jy begin lag. Jy het lang genoeg gewaad van rou aangehad. He gives you beautiful ashes. Hallelujah. 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 Here, maak hierdie plek vol vanmôre. Vul die huis vanmôre, elke huis. En die Bybel sê, weet jy dan nie dat jy die tempel van die Heilige Gees is nie? So as ek sê, vul die huis, praat ek nie van hierdie baksteenplekke met 'n paar disco-ligte in nie. Ek praat van jou. Here, maak mense vol vanmôre. Maak huise vol. Halleluja. Loof die Here. Handelinge 2 vers 15, dis nie op die skerm nie, moenie worry nie. Ek gaan daarby uitkom net. Handelinge 2 vers 15. Want ek kan al klaar jou gedagtes lees. Wat gaan hier aan? Want dit pas nie in jou mold nou vanmôre nie.
Daar's baie mense wat ek dink teleurgesteld gaan wees in die hemel. Want dit gaan nie in hulle mold pas nie. Handelinge 2 vers 15 staan Petrus en hy kyk hier onder na al die ongelowiges en hulle het 'n klomp issues aan die gang in hulle eie koppe. En dan maak hy hierdie stelling en hy sê, luister, hierdie mense is nie dronk soos wat julle dink nie. Maar hoor wat sê hy. Hy sê, want dit is nog nie eers die 9de uur nie, dit was nou net 9 uur gewees, so ons is in die tydzone. Die kroeg is oop. Maar hy sê ook, moet nie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word vervul met die Heilige Gees, en dan gebeur daar iets, dan lyk hulle soos wat hierdie ouens gelyk het. Jy sien, mense ken hoe 'n dronk ou lyk, maar hulle ken nie hoe 'n geesvervulde ou lyk wat God aanbid in gees en in waarheid nie. Jy sien, want my prentjie is, ek moet kerkklere aan hê. My prentjie is, dit moet so lyk. Daarom het Jesus gesê, kom ek leer jou bid, soos in die hemel. Nie soos in die kerkkonstitusie nie. Soos in die hemel. Net so. Ook vanmôre in Leidenburg Machine. En nou gaan hy verder in vers 16, hierdie is nog van nie, dis nie die preek nie. En hy sê, maar hierdie is wat deur die profete Joël gespreek is, en in die laaste dae, dan gee hy die belofte. Verbaal. Want jy sien, daar's 'n belofte, wat groter is, as wat jy en jou probleme is. Wat groter is as jou breinboks. Jy het gesien, sê vir mense, steek jou hande op. Steek hulle hom net so op. Steek hom net hier op. Hoekom? Want my geloof moet net nie groter wees as my brein nie. En dan raak hulle gevul deur die krag van die Here en hulle raak afhanklik van die Here en dan sien jy die hande gaan verby die brein. Hoekom? Want my hoop is in die naam van die Here. En party draai hulle hande oop en party maak so en ek weet nie, elke ding het 'n simboliek, maar weet jy wat, die oomblik wanneer jy verby jou gedagte kom, is wanneer jy in die geloof kom. En dis waar God werk, deur wonders en tekens en kragtige dade. Luister, ons dien nie 'n God van formaliteit nie, ons dien 'n God van kragtige dade, wonders en tekens. Halleluja. Pinkster. Pastoor, jy het 'n Pinksterkerk, nee, ek het 'n Bybelse kerk. Ons glo in die Heilige Gees, ja. Pinkster is nie iets wat by die AGS, die Vollies en die PPK's hoort nie. Pinkster is 'n belofte vir die bloedgewaste kerk. Daar was 3 dope, daar's vanmôre nog 3 dope, waardeur elke gelowige moet gedoop word. Jy word gedoop in die bloed. En by elke doop is daar 'n doper, 'n medium wat gebruik word, en 'n dopeling. In die bloed is Jesus die doper. Die medium is die bloed van Jesus. En die dopeling is elke sondaar wat sê, red my Here. Die tweede doop wat in die Bybel en Nuwe Testament genoem word, is die doop in die water. Die doper is disippels. Gaan dan nie en maak disippels. Doop hulle. So vanmôre met die waterdoop is die doper, elke disipel mag doop. Die medium is water. En die dopeling is hy wat in die bloed gedoop was. Dan is daar 'n derde doop. Dooping in die Heilige Gees. En aanvanklik was die doper God self.
Want die gees van God het in die Ou Testament op wat ook al gekom. Dawid en wie ook al. Op hom gekom, iets het gebeur, God het beweeg en dan die gees teruggetrek. Dat is nie 'n permanente inwoning nie. Kom ek vertel jou gou van 'n donkie. Pastoor, hierdie gelag in die kerk, kom ek vertel jou van 'n donkie wat begin praat. En hy het in ander tale gepraat, want hy het nie gehee nie. Hy het in ander tale gepraat, sodat die volk kon hoor wat hy sê. En God sit sy hand op die donkie se kop en die donkie begin praat. En hy praat in Hebreëus en hy praat in watter taal ook al. Het jy al in Hebreëus gepraat? Pastoor, tale is nie meer van vandag nie. Julle sal die waarheid ken. Die tale is nodig wanneer God het nodig ag. En hierdie donkie verstaan nie, sy brein is uitgeskakel. Hy wil want dis vir hom normaal. En hier preek hy. En die aand toe hy in die stal kom, toe wil hy vir hulle ook preek, toe hy weer. Die hand is weg. Die gees is nie daar nie. So in die Ou Testament, tot op Jesus, was God die beheerende doper teenwoordigheid van die Heilige Gees, en toe gebeur daar iets. In Johannes 1 vers 31 en 32, dis nou op die skerm. Getuig Johannes, Jesus se neefie, hoor nou hier, en hy sê, ek het hom nie geken nie. Dit klink asof hy lieg daar. Want hulle was neefies. Nog voor hulle geboorte het Johannes in sy moeder se skoot opgespring toe hulle in die teenwoordigheid van mekaar kom terwyl hulle nog nie eers gebore was nie. Nou kom hy in Johannes 1 vers 31 en hy sê, maar ek het hom nie geken nie. Hy het hom nie geken in die geeskrag wat hy sou wees nie. Hy het hom geken as my neefie Jesus. Hy sê, maar ek het hom nie geken nie. Maar dat hy aan Israel openbaar sou word. Hy het geweet, hierdie gaan die Messias word. Hy het hom nie as Messias geken nie. Hy het hom as die neefie geken, as die goeie vriend. En nou kom hierdie goeie vriend na hom toe en hy weet, daar's 'n roeping op hierdie neefie van my se lewe. Daarom het hy hom gedoop in water. En toe, en Johannes het getuig, want julle sal oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van julle getuie. Ons is in 'n Heilige Gees seisoen, ons is in 'n Pinkster ervaring. Come on! Wanneer laas het jy getuig? Die getuienis word gesteel deur jou lewenstyl. En Johannes het getuig en hy het gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdaal. En hy, die Gees, het op hom, Jesus, gebly. Daar doop God Jesus met die Heilige Gees. En vir die eerste keer, bly die Heilige Gees op 'n persoon. So die doper was God. Dit waarmee gedoop is die Heilige Gees. Nou is dit nie meer bloed en water nie, nou is dit Gees. Diepte roep diepte, deep cries out to deep. Ons het nou 'n bietjie daaroor gesels in die afgelope tyd, hoe dat wel maar 'n rukkie terug na mense toe gegaan het en die vrou is nog onder 60 of net in die 60 en in 'n oomblik van trauma het sy verval. Sy was op radiokansel gepreek en alles en in 'n oomblik het Alzheimer haar gegryp.
En Welma het 'n afspraak met die vrou, en ek sê vir Welma, vat 'n woord saam. Vat skrif saam. En die vrou sit net daar in sy dier in die verte, en Welma kom in, en sy en die mense wat daar is begin praat, en Welma begin die skrif quoteer, in die volgende oomblik. Toe sê sy, hallo Welma. Sy sê, praat 'n bietjie, weet jy, daai skrif hoort ook daar, en daar's 'n hele gesprek rondom die skrif. Hulle bid saam. En haar man het 'n pastoor is, vertel dat, toe hulle uitbeweeg, toe val sy weer terug en die sit en kyk daar vir. Jy sien, want dis iets in die gees vanmôre, wat op jou moet loskom. So dit waarmee gedoop is die Heilige Gees, en die dopeling is mense. Mense. Na hierdie geval, nadat die Heilige Gees op Jesus gekom het, en hy die belofte gekry het dit nooit weer op diere of ander goed gekom nie, dit het op mense gekom. Wil jy moet dit vinnig luister, ek gaan nie baie hieroor praat nie. En nou, die volgende oomblik wat ek vir jou wil lees, is dat hy wat nou die Heilige Gees ontvang het, en die Heilige Gees het op hom gebly, luister wat sê Lukas 24:49, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Wie word nou die doper? Jesus. Hy doop jou met sy bloed, ek doop jou met water, maar hy doop jou met die Heilige Gees. Ek stuur. Hy sê dit. Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Op wie? Op disippels. Ek weet, ek het al gesien dat die Heilige Gees op Sondag sal kom. Dis genade. Maar die routine is, doop in die bloed, doop in die water, doop in die Gees. Want dan gaan dit werk. Dan is dit nie water in die grond nie. Dis God se droom, God se ideaal. Hy kan buite dit werk, hy kan, want daar is genade. Maar dis God se droom vir jou as gelowige. Dis God se droom vir jou as disipel. En nou gaan hy verder na die vers, hy sê, maar julle, en luister nou baie mooi, luister nou vir 'n oomblik baie mooi, en ek hoop julle deel hierdie opname wat op Facebook gaan lê vanmiddag. Julle moet dit deel, ek gaan nou 'n bietjie op dun ys loop. Ek het dit vir julle, ek dink gister gesê. Hier sê Jesus, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Jesus praat hier met 12 disippels, wat vir 3,5 jaar nag en dag by hom was. Hulle was hoogs opgelei. Hulle het sy hart geken, hulle het geweet wanneer hy hik, hulle het geweet wanneer hy moeg is. Hulle het hom geken, en hy sê vir hulle, okay, gehoorsaamheid is beter as offerande, so ek sê vir julle, gaan terug stad toe, en gaan wag, totdat julle hierdie krag ontvang, hierdie belofte ontvang. En hy word in die hemel opgeneem, en daai 12 spesialiste los alles, en hulle gaan sluit hulle self toe vir 10 dae, van die hemelvaart tot by die storting van die Heilige Gees. Vandag kom die arrogansie deur wanneer iemand sê, pastoor, as die Here dit vir my wil gee, sal hy dit vir my gee. You arrogant. You rebellious spirit. Every knee shall bow. Pastoor, hoekom moet ek in 'n ry gaan staan? Hoekom moet ek gaan bid? Hoekom moet ek dit? Hoekom ek? Want ek is op die troon. 10 dae. Toe kom die belofte wat God gestuur het deur Jesus se
belofte, en hy sê, die Heilige Gees sal, en julle sal krag ontvang. Krag ontvang, waar? Daar in die binnekamer. En dit is interessant, dat hulle was, onthou nou, hulle was in die bovertrek. Die bovertrek was die 3de verdieping. Onder was die huis. Die eerste verdieping was die plek waar hulle die nagmaal gehou het. Die 3de verdieping was die bovertrek. Dis nou die 2de verdieping, 3de verdieping. 3de, nee. Vader, Seun, Heilige Gees. 3 dope. En in die bovertrek toegesluit. Skielik was daar die geluid van 'n rukwind. En die onder 3 verdiepings verder, so dit was nogal nie saggies en tere nie in 'n hoekie nie. Daai 12 ouens al bo het 'n paar klanke gemaak. Hulle het sulke klanke gemaak, laat die ouens hieronder wat dronk mense ken gesê het, hierdie ouens gesê. En dat Petrus moet afstap en sê, wow, hulle is nie dronk as julle dink. Hierdie is wat die profete gesê het. So daar was 'n move van die mens vanweer die invloed van die Heilige Gees. En dit moet jy nooit onderspeel nie. Want ek sê vir jou, as jy nou aan 'n 12 volt draadjie vat, voel jy daar is bietjie iets aan jou en dis klaar. Maar as ek daai draadjie koppel aan 'n 350 volt, gaan jou hare dalk regop staan, gaan die plaak van jou tande af wees, want jy gaan voel as krag, en jy sal krag ontvang. Nie die krag van 'n daaglikse stukkie en van 'n pastoor wat preek, jy kry krag uit die hemel uit. It's life changing. Dit bemoedig nie net jou lewenstyl nie, dit verander jou from glory to glory. So maak jou gereed om te besef, ek sal moet wag op die Heilige Gees. Ek het dit gister en vanmôre oralste gesê, kom met 'n verwagting. Verwagting. Wag. Waarop? Heilige Gees. Ek wil nie eers vra wie het vanmôre al gebid voordat hy kerk toe gekom het. Want dit is 'n verleentheid. Maar wie het vanmôre opgestaan en gesê, this is my day, Heilige Gees, jy gaan my hou, jy gaan my vul, jy gaan my vervul. Ja, Pinksterdag. Net klaarmaak want ons wil gaan eet. Hierdie ons het vir 10 dae gewag. Wie dink ek en jy is ons? Maar daar is 'n pastoor regtig waar, 'n Saterdag aand deurgebid om 'n woord suiwer te kan bring. Want is vandag so maklik. Ek kyk vanoggend hierdie notas vir 2026 is die 36ste notas. Ek praat nie van plekke waar ek net sommer gepraat het nie. Voorbereide woord. Ons is by my maand. Ons is so gewoond geraak, ons het soveel toegang. Wanneer wag ek weer? Wanneer wag u weer? Op spesifiek die Heilige Gees. Ons is 'n Pinksterkerk, né? Pinksterkerk lyk net soos die ander. Klink net soos die ander. Ons kompeteer op die manier van die ander. En nou moet jy mooi luister, want nou gaan ek omdraai. Petrus verkondig, en nou vat ek jou Handelinge 10:34 toe. En Petrus verkondig, en hy het sy mond geopen, en hy het vir hulle gesê, ek sien waarlik, hier is goeie nuus vir jou, ek sien waarlik dat God nie 'n aannemer van 'n persoon is nie, luister, God weet, hy kyk nie waar jy was nie, hy soek nie hoeveel in jou bankrekening is nie, hy's nie 'n aannemer van 'n persoon nie, hierdie belofte is vir alle vlees. Kom on, raak honger vanmôre, raak dankbaar. Kom on, jy kan nie net hier sit en sê, pastoor, swaai die swing, ek wil iets hê nie. Jy moet vanmôre inkoop. Vers 35.
Hy gaan aan en hy sê, maar dat in elke nasies, hier is die kwalitatiewe aksie, elkeen wat hom vrees, en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Halleluja. Come on. As iemand jou welgevallig is, doen jy hom meer goed, sommer net omdat jy wil, as iemand wat jou kwaad maak en jou verag en jou misbruik. In vers 36 sê hy, hierdie is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel, toe die evangelie van vrede verkondig het deur Jesus Christus, dat hy die Here is van alles. Julle weet van die saak wat deur hom, deur die hele Juda gebeur het en van Galilea af begin het, na die doop wat Johannes gespreek het, nou vers 38, met betrekking tot Jesus van Nazareth. Want toe was hy nog nie vir hulle Jesus Christus nie. Jesus van Nazareth, dat God hom gesalf het. Die Heilige Gees op jou kom, gaan dit nie oor ek wil lag, huil, hoendervleis kry, wat nie. Dis 'n salwing uit die hemel. God hom gesalf vir Jesus, die een wat sonder sonde was, die ene wat die prins van die hemel is, en was, en die hom gesalf het met die Heilige Gees, en met krag. Luister vanmôre, die Heilige Gees op jou, is 'n salwing uit die hand en uit die hart van God. En dit gaan altyd gepaard met 'n kragtoedoening. 'n Krag om die duiwel te weerstaan, 'n krag om te getuig, 'n krag om positief te wees, 'n krag om te preek, 'n krag uit die hemel uit. En luister nou, wat sê hy nou hier? Hierdie is belangrik. En na hierdie salwing op Jesus gekom het en hy met krag toegedien is, het hy die land deurgegaan, goed gedoen, almal genees wat onder die mag van die duiwel was, of dit nou liggaamlik, geestelik of sielkundig was, omdat God met hom was. En was God nie van die begin af met hom nie, hy was dan God, ja natuurlik. Maar in die vervulling met die Heilige Gees, is die Immanuel, God met ons. Pinksterervaring gaan oor invulling, vervulling, en vol bly met die salwing van die Heilige Gees. Baie mense sê, pastoor, waar sien jy daar die woord salwing? Handelinge 10:38, want God het Jesus gesalf. Ek kan jou nie salf as my hande nie iewers op jou is nie. Ek kan jou nie salf as jy rondhardloop nie. Daar moet 'n oomblik van oorgawe kom. Wanneer Jesus stil staan uit die water en God sy hand op hom sit en hy salf hom nie met olie nie. Hy salf hom nie met die bloed nie. Hy salf hom met die kosbare Heilige Gees uit die hand van God op die lewe van Jesus Christus, want hy het hom oorgegee aan die wil van die Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. Hoe lyk God se wil in jou lewe vanmôre? Wanneer buig jy en sê, anoint me Holy Spirit,
Anoint me. Fill me. Use me. Hoekom? Want hy het hom nie gesalf om te lag en te sing en te spring nie, hy het hom gesalf om deur die land te gaan. Hy het hom gesalf om te gaan goed doen. Deel van daai goed doen was op 'n kol dat hy tafels omgegooi het. Deel van daai goed doen was dat hy partykeer vir mense gesê het, gaan weg agter my Satan. Hoekom? Want hy het gekom om die volle koninkryk te vestig. Nie deur krag of geweld nie, maar deur my. Nie in die krag van sy mens wees nie. Nie in 'n weermag nie. Waar is jou weermag? My gees oorwinning is in die Here. My worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, magte, teen die kragte, wêreldheersers in die lig. Wat plek soek om op jou te kom sit met 'n familiar spirit. Whose report will you believe? Wie se rapport gaan jy vanmôre dra? Petrus vertel dit en hy preek dit. Hy sê dat toe dit gebeur het toe dit daar in die rivier, kyk, het gebeur nie net in 'n kerk nie. By Jesus het dit daar in die rivier, in die water gebeur, hy het nog in die water gestaan. Kom die Gees van God, 'n instaatstellende, sê so 'n bietjie instaatstellende krag. Toe ek gevul is met die Heilige Gees, het hy nie gekom en gesê, Dries, ek vul jou met die Heilige Gees, jy gaan vir siekes bid dan. Jy gaan dit doen en dat nie. Dit was 'n instaatstellende krag, sodat elke werk van die duiwel wat voor my kom, of dit nou kanker of verlam is, en of dit blindheid, en of dit sonde is, elke werk van die vyand verbreek kan word. Hoekom? Omdat ek Dries is? Nee, maar omdat hy my gesalf het met die Heilige Gees. Kan jy verstaan hoekom dat die duiwel so baklei teen jou salwing van die Heilige Gees? Kan jy verstaan vanmôre dat jou doping met die Heilige Gees afgemaak word in vandag se teologie en die en daai? Daar's party kerke, groot kerke wat vir jou sê, dit het gestop daar by Pinkster. Dit het nooit weer gebeur nie. Dit is deel van hulle leerstelling. Dan verstaan jy. Hoekom? Want as ek en jy vanmôre weer besef, dis die krag van God in Jesus. As jy weer vanmôre besef dat die Heilige Gees salwing op jou, dis wat jou wakker maak 2 uur in die nag. Jy nog is iets wat jy geëet het, dis niks wat jy geëet het nie, die Heilige Gees wat jou wakker maak. En sê ek wil jy moet bid. Dis daai salwing wat maak dat jy die ongeluk mis, maar die getuienis bring. Jy sien, want daai salwing op jou breek jukke. Die bloed breek bande, die salwing breek jukke. Bande hou my nie vas nie, maar jukke hou jou plat. Gaan kyk op 'n plaas waar daar 'n donkiekar is, gebruik word. Hy donkie is so gewillig, maar is 'n eelte en sere hier op sy. Hoekom? Want die juk is elke dag op hom. Elke dag op hom. Nie die ketting nie, die juk is op hom. Maar die oomblik as die juk aankom, dan weet hy al klaar wat moet hy doen. Kerk 2026, Pinkster. Jukke gaan afval. Jukke gaan van jou skouers afgly. Because there's a healing miracle happening in Pentecost. Die Heilige Gees
gaan sy hand op jou lê, hy gaan jou salwe en jou bande wat deur die bloed gebreek was, gaan los wees, maar die jukke, die patroon, jy sien die juk word 'n patroon. As jy vir die olifant die ketting wys, dan verloor hy moed. Jy wys hom die ketting en jy sit vir hom 'n garingdraad aan. En hy's gevang. Dapper held. Dis wat God jou geroep het. Toe het hy jou gesalf met die Heilige Gees, dalk 40 jaar terug, 10 jaar terug vanmôre. Maar waaroor gaan dit? Dit gaan nie oor lag en huil nie, dit is nog goed wat gebeur in any case. Want ek is 'n emosionele mens. En ek was al in baie Pinksterherlewings betrokke. Ek het al baie lag gesien, ek het al baie huil gesien. Maar weet jy wat? Ek het nog nooit gesien 'n ou wat onder die krag van die Here kom en begin vloek nie. Come on! Ons het al duisende Pinksterherlewingsdienste gehou in my lewe. Maar ek het nog nooit 'n manifestasie van vlees gesien nie. Ek het gesien duiwels hardloop. Hoekom? Want die jukke breek. Die jukke breek. Hy gly af en hy breek. En hoe solank as wat jy die salwing op jou het, gaan die juk nie hou nie. En nou kom daar innerlike genesing. Jy sien, want solank as wat die juk op jou lê, gaan die eelte wys, gaan die hare afgeskuur wees, en gaan die assosiasie daar wees, ek moet maar net doen, dis nou maar ek. In die aanvanklike herlewing van Wallis, toe bid mense onder in 'n rugby stadion se kleedkamers vir herlewing. Nou is twee goed. As 'n rugby wedstryd aan die gang, die paviljoen is vol. En onder hulle is die koolmyne van Wallis. En daai koolmyne was gewerk deur donkies wat die kole uitgesleep het in waantjies. En op 'n Saterdagmiddag, terwyl hulle in daai kleedkamers hier onder in die paviljoen bid, toe salf God daai plek met sy Heilige Gees. En terwyl hulle skram, toe begin die voorrye bid en huil. En die agterspelers gaan sit en op die paviljoen begin mense in tale praat. En daaronder waar die donkies gewoond was om geslaan en gedryf te word, red die Here die geharde myners. Niemand preek vir hulle nie, hulle begin sonde bely. En 3 weke later, toe die mynbestuur van Samuel Elsdal, hulle sê, wat gaat hier aan? Sê, meneer, ons weet nie wat om te doen nie. Hierdie donkies wil nie meer werk nie. En hoe gou die donkies nie werk nie, sê, is niemand wat meer vloek nie. Want die donkie was gewoond, as jy vloek moet hy trek. En nou bid hulle vir hom en hy verstaan dit nie. Want die krag van die Heilige Gees verander dit. Gaan doen jou geskiedenis op, swat, moenie Google vra nie, gaan doen nou oordentlike, hulle moes daai hele span donkies vervang, sodat die myn weer kan werk. Van weerlewing en Godse mense wat gesalf is met die Heilige Gees. In Handelinge 2:32 gaan hy aan en hy sê, hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, luister mooi, as die Here jou vul met sy Heilige Gees, verhoog hy jou. It's no longer I that liveth. Hy het Jesus verhoog
daar in die modderwater van die Jordaan, toe hy hom gevul het met die Heilige Gees, het hy dit uitgestort. Jesus het op Pinksterdag daai belofte uitgestort, wat julle nou 2026 sien en hoor. Die wat mense is verstom, as iemand die in tale begin bid en onder die krag van die Here begin praat. Jan is nou nie vanmôre nie hier nie, maar as Jan in die teenwoordigheid van die Here kom en hy begin huil en hy begin in tale praat, mense verstom want hulle ken dit nie meer nie. Skande. Ons is Pinkster. By die naam. Jy sien, maar het gaan nie oor, jy moet nou net in tale praat om 'n bewys te hê, hierdie klop happy clappies nie. Jy gaan 'n happy clappy wees. Of jy gaan 'n sad loser van die duiwel wees. Kies. Maar jy moet vanmôre verstaan, as hy jou vul met sy Heilige Gees, verhoog hy jou. Lift me up above the shadows. Lift me up and let me stand. On the mountain tops of glory, let me dwell in Beulah land. Waarmee? Deurdat hy jou salf met die Heilige Gees, daar waar jy is. Nie eendag in die hemel nie, daar waar jy in die mynwerk, daar waar jy by die huis sit heeldag, daar waar jy by die skool is. Het dit uitgestort, dit wat julle nou sien en hoor. Vers 39, dan maak ek klaar. Want die belofte kom julle toe en julle kinders. Maar die kinders, nie net die kinders omdat hy my van het nie, my geestelike kinders. Hallo? Hoeveel van julle het geestelike kinders? Nou pastoor, maar dis jou werk. Nee, hierdie belofte sê jou en jou kinders, disippels is jou verantwoordelikheid. Jou natuurlike kinders ook, ja. As jy die Here dien, sal hulle die Here dien. As jy God soek, sal hulle God soek. As jy die Here vertrou, sal hulle die Here vertrou. Maar hulle weet wie jy is. Hierdie belofte kom jou toe en jou kinders. En almal wat daar ver is, dit kom die son daarop toe. Die Heilige Gees kom julle almal. Die wat die Here onse God na hom toe sal roep. En in Christus, luister hier nou. Hier kom 'n ander groot preek vir 'n ander dag. In Christus Jesus het God alle vlees geroep. As die een ou wat vanmôre asemhaal en kan Afrikaans, Engels, Zulu of Russies praat, wat kan sê ek is nie geroep nie. Hy het jou geroep. Gaan jy antwoord? Hy het jou 'n belofte gegee. Gaan jy dit vat? Waar lê die onus vanmôre? By jou en my. Hy wil jou vul met die Heilige Gees nou. Hy wil jou vervul met die Heilige Gees nou. Hy is geen aannemer van 'n mens nie. Of was jou sonde so skarlaken? Hy vul Jesus met die Heilige Gees in die modder van die Jordaan. En hy vul die disippels in die pragtige afgesonderde bovertrek. En daarna vul hy mense waar hulle is, in die strate, by hulle huise. Hy vul hulle waar hulle bid, hy kom op hulle, en hy bly op hulle, want hier is die groot ding vanmôre, hy wil op jou kom en op jou bly, sodat jou jukke kan verdwyn. Jy wil hemel toe gaan, maar jy wil met jukke daar aankom.
Hy wil jou taal verander. He wants to give you beautiful ashes. Ons gaan nie die musiek gebruik nie. Ek gaan 'n koortjie begin sing, 'n gebed. En terwyl ek dit sing, en ek kan nie goed sing nie, maar jy gaan 'n hemelse klank begin hoor. Jy gaan 'n reuk van die hemel begin kry. En ietsie binne in jou gaan verander, want die juk gaan nou breek. Ek sê jou, want die Heilige Gees is hier. As jy wil hardloop, moet jy nou hardloop. Jare terug in Leeudoringstad, toe ons dit sê, toe wil die een ou uit die tweede ry gesit, hy vlieg op om te hardloop. Hy wil maak dat hy by die huis kom, want hierdie is nou nie sy kerk so goed nie. En 'n uur en 'n half later, toe sy papnat gesweet, toe hardloop hy daar in die tweede ry, vra vir Welma. Maar tussen sy voete in die grond is so 12 duim. Hy wil weghardloop, vertel die Heilige Gees om net van die grond af op, hy kom net so op, daai man hardloop. En hier gebeur dinge en die Heilige Gees werk. En hy Johannes Kols kom daai oggend kragtig tot bekering. Want hy sopnat gehardloop, maar hy bly net in die kerk. God het jou nommer. Hy het jou naam en hy weet hoeveel hare op jou kop is. Dis hoekom jy vanmôre hierna luister. Ek gaan sing. Jy gaan jou hart oopmaak. En as jy kan saamstem met wat ek sing, gaan jy of opstaan, of jou hande oplig, of begin bid, begin vat. Moenie vanmôre smeek, o Here, Here nie. Hy het dit uitgestort. Dis jou belofte. As jy iets wil sê, sê dankie Here. Meer Here, meer Here, vol Here, nog Here, nog 'n keer Here. Dis die taal van die herlewing. En dan laat ons God wees. Gaan nie oor my hand op jou nie. As jy wil hê ek my hande op jou lê, gaan ek my hande op jou lê. Want dis maar net 'n geloofspunt. Soos wat jy my hand op jou voorkop voel, sê jy daar's 'n salwing van die Heilige Gees. Die krag lê nie in my hand wat op jou kom nie, die krag lê in die geloofsbesef. Daar sal vir my. Ek gaan hierdie koortjie 2 keer sing. En as daar niks is wat gebeur het nie, of niemand wat nog iets soek nie, sluit ek af. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thine own gentle way. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Shut up. Oh, come in thy strength and thy power. Come in thine own special. God is hier.
Heilige Gees is hier. The yoke-breaking power of God is in the house. Dis reg, kom uit as jy wil hê ek moet saam met jou bid. That's fine. Kom uit vanmôre, jukke gaan breek. Jukke gaan breek. Jukke gaan breek. As jy geloof het, alle dinge is moontlik. Alle dinge is moontlik. As jy geloof het vanmôre, alle dinge is moontlik. Vader, reg nou elke aanval van die vyand. Bring ek onder die bloed van Jesus. Ek bid Heilige Gees, beweeg hier's mense wat U nodig het. Beweeg vanmôre in hierdie gehoor, Here. Beweeg vanmôre in U volk. In die naam van Jesus. Moenie op my wag nie, wag op die Heilige Gees. Jy ken hom. Jy weet. Jy het vanmôre sy stem gehoor. In staatstellende krag van die Here. Vader, ek lê vanmôre my hande op hierdie vrou, op Marian. Ek bid Heilige Gees, vul haar. Ek bid vanmôre, breek die jukke en bring haar op 'n plek van vervuld leef in die Heilige Gees. U doen dit nou, Here, hierdie is 'n punt van geloof. Hierdie is 'n punt van krag. Daar's krag van die Here. Daar's krag van die Here. Steek jou hande op. Sit jou hande op en vat dit vanmôre in die naam van Jesus. Ek haal my hand weg van jou af. Ervaar die krag van die Here nou. In Jesus se naam. Burdens are lifted, but yokes are broken. Dis 'n uur van die Heilige Gees. Heilige Gees, salwing van die Here. Salwing van die Here op hierdie man se lewe vanmôre. Salwing van die Here op hierdie man se lewe nou. Here, hy voel my hande, maar dis U salwing. Dis U wat die jukke breek vanmôre. Dis U wat die jukke breek. Dis U wat die jukke breek vanmôre. In die naam van Jesus. Breek elke juk. Vervul hom met die krag van God. Om deur die land te gaan en goed te doen. Gesiekes gesond te maak. En elke werk van die duiwel te verbreek. Ek dank U vanmôre, Here, dat ons die werke van die duiwel sien gebreek word. In hierdie diens vanmôre, deur die salwing van die Heilige Gees. Anointing of God. Salwing van die Here. Salwende krag van die Here. Salwende krag van die Here. Breek elke band. Breek elke vloek. Breek, Here. Elke werk van die vyand, breek dit in haar lewe en oor haar lewe. Krag van die Heilige Gees. Breek vanmôre jukke. In Jesus se naam, in Jesus se naam. Freedom. Not victory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Breek elke band vanmôre. Maar Here, dankie vir die soet Heilige Gees. Here, ek bid nou, salf my suster. Salf haar vanmôre met Heilige Gees, met vuur en met krag, salf haar. Salf haar, Here, salf haar. Salf haar, Here, U weet wat sy vanmôre van U begeer het. Vloei oor haar. O, Here, doen dit. Hervul haar. Hervul haar vanmôre. Hervul haar vanmôre. Hervul haar vanmôre. Hervul haar vanmôre.
Maak haar vol, Here. Herstel dit alweer die hemelse tale. Daar's hy. Hy's nie 'n aannemer van 'n mens nie. Die duiwel kla jou aan. Die duiwel wil dit in jou gedagtes bring. Maar hy's nie 'n aannemer van 'n mens nie. Hy vul jou nou met sy soet Heilige Gees. Hy vul jou nou. Hy vul, spreek dit. Spreek wat in jou gees is. Neem die vrymoedigheid in sy hemelse teenwoordigheid. Daar was dan gebeur dit opnuut weer. Strome van lewende water sal uit haar binneste vloei, Here. Herstel in haar die vloei. Herstel in haar die vloei, Here. Herstel in haar die vloei vanmôre. In die naam van Jesus. Herstel in haar die vloei vanmôre. Vul haar, Here, met u krag in haar lewe. Dat haar liggaam beleef. Dat haar liggaam ervaar God se heerlikheid en teenwoordigheid. Halleluja. Dankie vir 'n hervulling. Dankie vir 'n nuwe invulling. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Daar beweeg die krag van die Here. Daar beweeg die krag van die Here in jou persoon. Jukke breek. Jukke val. Vreugde kom. Herstel gebeur. Volheid van die Heilige Gees. Die instaatstellende krag van die Heilige Gees. Vloei nou. Vloei nou. Vloei nou. In die naam van die Here. En dit maak jou vol. En dit maak jou oorvol. No more space for anything but Christ that liveth in us. Doen dit vanmôre vir u dogter, Here, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ek dank u daarvoor, Here. In die naam van Jesus. Doen dit vanmôre op 'n besonderse wyse. In Jesus se naam. In Jesus se naam, net u kan dit doen. Halleluja. Dankie, Here, u doen dit. Reg oor hierdie gehoor, kom ons staan op ons voete. En vir 'n oomblik steek jou hande na die hemel. Praat met hom, vervul my Heilige Gees. Ek ken my dorplekke. Beweeg in my wese. Beweeg in my wese. Vul ons nuut met die Heilige Gees, Here. En laat die Heilige Gees op ons bly. Hierdie is nie net vir hierdie diens nie, maar dat die Heilige Gees op die kerk sal bly. Dat die invulling nie net sal verbygaan nie. Dis nie net 'n konferensie oomblik nie. Dis nie 'n Pinksterdiens oomblik nie. Hierdie is die vuur van God. Hierdie is die krag van die Here. Net daar waar jy staan, praat met hom. Shekatabaros te beriendele beshendaya. Mogarostolo bosheke berehendele mestolo boshi brabahandai. Dibastu buriendele mestele beshala bahando robostulu bushila babandai. Ekatabondo rostele biendele meshala bahandaya. Vuur van die Here, vuur van die Here. Halleluja. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Come move upon us, God. Come move upon us, Lord.
Dankie Here. 'n nuwe verwagting in ons binneste. 'n nuwe verwagting in ons binneste. Die reïnvuur van God. In Jesus se naam. In Jesus se naam. Halleluja. 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 Ons loof U. Bly in die Gees, praat met God. Praat met die Here nou daar waar jy is, spreek tot hom. In Jesus se naam. Loof die Here. Loof sy naam. As jy kan sit, is jy welkom om te sit net voordat ons uitmekaar gaan. Ons wil nie haastig wees nie, God is hier. God is hier in sy heerlikheid. Hy het gekom om vry te maak. Elke kwaal, elke vloek van die duiwel te breek. En in oorwinning uit te lei. In Jesus se naam. Loof hom. Prys die Here. Ek is bly u was saam met my vanmôre hier. Ek hoop u het iets van die Here ontvang. Maar onthou nou net, hierdie is nie net as ek hier uitstap is dit weg nie. Hy het in jou kom inwoon. Dis 'n inwonende Gees van God in sy tempel. En dis die krag van God tot redding wat die jukke gaan breek. Nou voordat ons gaan koffie drink, baie dankie vir Nelta en haar gesin wat gistermiddag laat